Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 18de September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Pala Pala, Wildsplaas geld en Rusbank is nou weg. Nuus hooftrekke vir vandag: 144 gevangenes sterf in 2025 in SA tronke. Pala Pala, Wildsplaas geld en Rusbank is nou weg. Bewyse kom oor minister se betrokkenheid by misdadige syndikaate. Charlie Kirk se skieter los 'n bekentenisbrief. Griekos afrigter is van mening sy span gaan die 2025 Karibeker wen. Herwet van Sail gaan Sondag in Duitsland haar stal in die marathon toon. Die Rusbank waaruit byna $600,000 op die Pala Pala Wildsplaas van president Cyril Ramaphosa verdwyn het, is glo al byna 3 jaar lank soek. Sowat $580,000 in kontant is glo in Februarie 2020 op die Wildsplaas buite Bella Bella in Limpopo gesteel. Dit was glo in 'n Rusbank in die spaarkamer van die hoofhuis versteek. Emmanuela David, Froliana Joseph en haar broer Ndlili Nisho word van huisbraak en samenswering om te steel in verband hiermee aangekla. Die verhoor het maandag in die streekhof in Modimolle begin en is gister hervat. Die polisie het in Oktober 2022 hierdie plaas besoek om die misdaadtoneel vir ondersoekdoeleindes na te boots nadat die diefstal aan die lig gekom het. Op 'n foto wys 'n beampte na 'n stapel bokse en 'n golfsak waar die bank glo blykbaar gestaan het. Volgens die polisiebron kon dan nie vasgestel word wat van die bank en die geld geword het nie. Die staat steun dus op getuienis se beskrywing daarvan. Altesaam 144 sterftes in die land se tronke is in die eerste kwartaal van 2026 boekjaar aangemeld. Hiervan was 24 sterftes onnatuurlik en 120 natuurlik gewees. Die verskyning volg op die Departement van Korrektiewe Dienste se verskyning verlede week voor die komitee waar LP's gehoor het dat daar 1718 sterftes in die afgelope 3 boekjare in hierdie land se tronke was, waarvan 1144 natuurlik en 152 onnatuurlik was. Die aard van 422 sterftes is onbevestig en word tans nog ondersoek. Temikile Nlani Ngema, direkteur van regsdienste by die korrektiewe dienste, het aan die kommissie gesê uit die 24 onnatuurlike sterftes in die eerste kwartaal van die boekjaar was 23 weens selfdood. Oudregter Edwin Cameron, inspekterende regter, het die mediese verslag aangevra en ander dokumente ook. Die benadering is dat ons baie agterdogtig is en alles noukeurig moet ondersoek. Tronke is eg oorbevolk, sommige van die gevangenes slaap onder beddens en in gange. Die infrastrukture is baie vervalle en selle is baie vuil. John Steenhuisen, minister van Landbou se voormalige stafhoof, dagvaar hom vir miljoene rande. Roman Kabanak, wat in Junie afgedank is, beweer sy dienskontrak is onregmatig beëindig op grond van ongespesifiseerde staatsveiligheidskwessies. Kabanak eis R5 miljoen of dat Steenhuisen hom weer in sy pos moet aanstel. Steenhuisen het aanvanklik sy besluit verdedig om Kabanak as sy stafhoof aan te stel, maar na openbare verontwaardiging toe hy Kabanak in September verlede jaar gevra het om te bedank. Kabanak is nie afgedank as gevolg van wat in die media verskyn het nie, maar hou verband met 'n staatsveiligheidskwessie dat hy burgerskap in Frankryk en Suid-Afrika tans beklee. Sy jaarlikse vergoedingspakket het R1,2 miljoen beloop. Joelien van Wyk, Steenhuisen se woordvoerder, sê by navraag hulle het nog nie korrespondensie van Kabanak se prokureurs ontvang nie weens verkeerde e-posadresse wat deur hulle gebruik is. Daar is bewyse dat Senzo Mchunu, geskorste minister van polisie, ten volle betrokke is by die besluite wat 'n syndikaat in Gauteng neem. Die plofbare getuienis is gister in die eerste sitting van die kommissie deur luitenant-generaal Nanhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris van KwaZulu-Natal gelewer. Die bewyse wat later voor die kommissie gebring gaan word, gaan oor kommunikasie in hierdie syndikaat wat ondersoek is. Die bewyse van Mchunu se verbintenis met die syndikaat is volgens Mkhwanazi op rekord geplaas. Mkhwanazi het getuig die taakspan is in 2018 saamgestel na besluit van die president en interministeriële komitees. Mkhwanazi het getuig hy het nooit 'n uitnodiging van Mchunu ontvang om hom oor die taakspan verslag te laat doen nie. Iemand het gedink die taakspan wat politieke moorde moes ondersoek was verantwoordelik vir die ondersoek in Gauteng waarby senior polisiebeamptes in die hoofkantoor en senior polisie betrek is. Aan die begin van die eerste sitting van die kommissie gisteroggend het advokaat Teddy Motau SC, hoofgetuienis-aanvoerder, gesê Mchunu sal deur die kommissie gevra word om te gaan getuig.
LPS is gister ontstoke gelaat omdat die raad vir die beboude omgewing aangedui het. Hy is nog nie in staat om die volledige forensiese verslag oor die George bouramp bekend te maak nie. Dit beteken die name van diegene wat die skuld vir die ramp moet dra, is ook nog onbekend. Die ramp in George het op 6 Mei 2024 gebeur toe 'n deels geboude woonstelblok in Victoria Straat ineengestort het. 62 werkers was ten tye van die ramp, wat bestempel was as een van die ergste tot nou toe nog in Suid-Afrika se geskiedenis op die bouterrein. 34 mense is dood, onder wie Suid-Afrikaners, Mosambiekers, Zimbabweërs en Malawiërs. Malebo Kobe, Action SA LP, sê daar kan nie weggekryp word agter die dekmantel van ondersoeke wat sensitief is, terwyl ernstige vrae gevra moet word nie. 'n Subkontrakteur het gewaarsku teen krake wat reeds in 2023 begin verskyn het, in so 'n mate dat 'n mens daardeur kon sien terwyl 'n mens in die kelder gestaan het. Die ondersoek het verder in die lig gebring dat inspekteurs die toestand van die waterdeurdrengte terrein aansienlik verkeerd voorgestel het. Die goedgekeurde bevoegde persoon vir die strukturele stelsel het skynbaar nie die nodige kundigheid vir die ontwerp van komplekse strukture gehad nie. Hoewel 'n gekwalifiseerde ingenieur in die konstruksiespan was, is hy minstens 5 keer by die ingenieursraad aangemeld. Die Tiago is Tata se kompakte luidrugbuksie wat in die A-segment teen mededingers soos die Toyota Wits, die Suzuki Espresso en Renault Kwid te staan sal kom. Onder die Union Kap skaal 1.2 liter 3-silinder petrol enjin wat 63 kW en 113 Newtonmeter is, wat gekoppel is aan 'n 5-spoed radkas lewer. Wat standaard toerusting betref, bied die Tiago baie goeie ware met die basismodel wat al die noodsaaklikhede aanbied. As jy al die lekker dinge wil hê, soos 'n 7-duim raakskerm met Apple CarPlay en Android, auto-konnektiwiteit, 3-kamera, elektriese verstellings vir hierdie kantspieëls, ekstra luidsprekers en 'n stabiliteitsbeheer, moet jy hoor in die modelreeks opbeweeg. Ondanks sy kompakte afmetings, voel die binneruim ruimer as wat 'n mens sou verwag het. Self die agterste passasiers sal nie te beknop voel nie. Die goedkoopste in die reeks is R184.900. Die Tiago is 'n welkome toevoeging tot die intreemark waar kopers hulle rande wil rek, maar steeds 'n aantreklike en praktiese ryding soek wat goed toegerus is. Die intreemodel onderskei hom ook as een van die min rygoed in die land wat onder die 200.000 kerf val. 'n Jong ma van Delft, Kaapstad, het Dinsdagoggend in die hospitaal gesterf nadat sy etlike minute vroeër in 'n erf geskiet is. Rosnay Losper, wat 19 jaar oud was saam met haar kerel ten tye van hierdie voorval. Die polisie sê die voorval het om 06:55 by 'n perseel in Delft Hoofweg, Delft Suid, plaasgevind. Volgens die kerel het 2 mans albei vuurwapens uitgehaal en die kraak op hulle begin skiet. Losper is raak geskiet en in 'n motor na 'n nabygeleë hospitaal vervoer. Sy het op pad na die hospitaal aan haar wonde beswyk en is met haar aankoms by die hospitaal dood verklaar. Losper se begrafnis is gistermiddag in gevolge die moslim geloof gehou. Die motief vir die aanval vorm deel van die polisie se ondersoek. Die polisie het 'n moordsaak aanhangig gemaak. Die verdagtes is nog nie in hegtenis geneem nie. Teksboodskappe wat met die vermeende skieter van die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk en sy kamermaat na die skietery aan mekaar gestuur het in hofdokumente aan die lig gekom. Die naamlose kamermaat is 'n transgender man wat besig is om na 'n vrou oor te skakel en is in 'n romantiese verhouding met Robinson, so die owerhede laat blyk. Sy kamermaat het die nota gevind wat lui: "Ek het die geleentheid gehad om Charlie Kirk uit te haal en ek gaan dit neem." Robinson het gesê hy het besluit om Kirk te probeer doodmaak omdat hy genoeg van sy haat gehad het en daar nie oor sommige haat onderhandel kan word nie, het hy gesê. Robertson het Dinsdag in die hof in Utah verskyn en word nog steeds aangehou. Die toekoms van Suid-Afrikaanse bande en motorbedryf lyk donker te midde van nog afleggings wat voorspel word. Solidariteit glo dat die afleggings kan meer as 350.000 mense regstreeks of onregstreeks raak. Onder die redes vir Goodyear se vertrek tel goedkoop bande van lae gehalte wat uit China ingevoer word. Bridgestone, Dunlop en Continental is in dieselfde posisie as Goodyear. Ons verwag binne 'n maand of 2 ook kennisgewings van afleggings daar. Daar is 5.000 regstreekse werksgeleenthede wat geraak sal word. Ford het reeds 470 regstreekse en 3.200 onregstreekse werksverliese aangekondig. Mercedes-Benz het 90% van sy C-klas voertuie na die VSA uitgevoer. Hulle het dit gestaak. Hulle kan dit nie meer bekostig nie. Dis nie lank voordat ons by Mercedes-Benz ook aflegging sal kry nie, en so ook by Volkswagen, Toyota, Ford, Nissan, BMW en Isuzu. Hoekom? Want daar is hierdie maand 'n 82% afname in motoruitvoere in Suid-Afrika. Coca-Cola het Dinsdagoggend aangekondig hy gaan sy vervaardigingsaanleg in Bloemfontein ook sluit. Hoekom? Dit is swak dienslewering van die plaaslike regering.
Elektrisiteitspryse in Suid-Afrika het sedert 2007 met 800% gestyg. Dit het daartoe gelei dat Suid-Afrikaanse maatskappye nie meer mededingend kan wees nie. Glencore het aangekondig, hy gaan 20 smelters sluit weens hoë elektrisiteitspryse, Eskom tariewe, die inploffing van Transnet en die regering wat nie 'n mededingende omgewing vir hulle kan skep nie. Die Griquas en die Leeu's pak mekaar Saterdag in die Currie-Beeker eindstryd op Ellis Park in Johannesburg. Voor 2022 se eindstryd is daar 'n groot ophef gemaak van die moontlikheid dat die Griquas die eerste keer sedert 1970 weer die Currie-Beeker omhoog sou kon hou, maar dinge het daardie dag nie vir die Noord-Kaapenaars in plek geval nie. Pieterberg sê, ek kry die gevoel dat die ouens in hulle self glo en ons weet ons kan die ding doen sonder om 'n te groot ophef daarvan te maak. Berg het een verandering aan die beginspan aangebring waar die Cheetahs die afgelope Saterdag met 25-5 in die halfeindstryd in Kimberley gewen het. Berg sê dit was nooit 'n oorweging om die hakker Janko Uys die trekpas te gee nadat Griquas veral in die eerste helfte teen die Vrystaters in die lynstaande gesukkel het nie. Uys is een van die 4 spelers en die Griquas se 23-tal wat ook in 2022 sy eindstryd teen die Noord-Kaapenaars diens gedoen het. Die ander is Pretorius, George Whitehead, loskakel en die loskopstit Eddie Davids. Christopher Allison is Saterdag die skeieregter in die eindstryd met Zwenkizile Jadazweni en Stefan Geldenhuys as die assistent skeieregters. Die Griquas se span lyk as volg: Cameron Hoefke, Dylan Maart, Zyn Bester, Nombozweli Ndaba, Gerson Ware, George Whitehead, Caleb Abrams, Gustav Erlang, Karel Els, Laurens Oosthuizen, Albert Liebenberg, Derek Pretorius, Sebo Dlamini die kaptein, Janko Uys, Eddie Davids. Plaasvervangers vir die Griquas is Tian Lange, Leon Lyons, Ig Prinsloo, Marco de Wit, Bomzile Mndokwana, Thomas Bursie, Tom Nel en laastens Connor Mahoney. Die afstokoptyd van die wedstryd is 1500 uur. Dit sal die 38-jarige die Wet van Sail, wat vroeër vanjaar in haar debuut in die Comrades tussen Pietermaritzburg en Durban derde was, sy eerste sogenaamde supermarathon sedert die Londen Marathon in 2016 wees. Ek is so 'n bietjie senuweeagtig, maar sien baie uit na die wedloop, het Van Sail in die media gesê, wat gister aan Berlyn toe sou vertrek erken. My voorbereiding was goed, my bene was na die Comrades 'n bietjie seer, haar toonhals was blou en haar tone vol blaase, maar 'n goeie rusperiode het sy weer begin hardloop. In my hart voel ek het alles gedoen wat ek moes doen en is opgewonde om Sondag te hardloop en te kyk wat ek kan doen. Die Comrades het my die selfvertroue gegee om meer kilometers te kan aanhou hardloop. Hierdie keer glo ek, het ek baie wyser voorberei en beter keuses gemaak, het sy gesê. 7 van die elite atlete wat deelneem, het al tye van vinniger as 2:20 gehardloop. Die enigste Suid-Afrikaanse vroue wat al vinniger as Van Sail gehardloop het, is Glenrose Kawa en Gerda Steyn. Die tweede nie amptelike crickettoets tussen Suid-Afrika A en Nieu-Seeland se naasbestes het gister onbeslis in Benoni geëindig. Nieu-Seeland A het in sy tweede beurt 298 lopies vir 4 op die telbord gehad toe die spel tot einde gekom het. Reis Mario het in die beurt vir die besoekers uitgeblink met 'n goeie 135 lopies. Die Suid-Afrikaners het gister hulle eerste beurt op 578 lopies vir 8 paltjies gesluit in antwoord op die besoekers se 482. Okoes-Leclerc was in die tweede beurt Suid-Afrika se beste bowler met 2 vir 38 in 10 boubeurte. Tsepo Ndowanda 1 vir 84 en Max Ackerman 1 vir 42 het die ander paltjies geneem. Suid-Afrikaanse motorsport bly skitter op die internasionale baan met Steven Odendaal, wat as die Spaanse superfiets die ES BK kampioen gekroon is. Johannesburg gebore jaar het die afgelope naweek op die Estoril baan in Portugal net die 4de plek nodig gehad om sy eerste ESB kroon te beklink. Odendaal het reeds as jong seun op 2 wiele begin jaag toe hy sy pa gesmeek het om 'n kans om 'n oefenfiets op 'n plaaslike baan te gaan toets. Benewens sy jongste kroon het Odendaal ook voor die Europese Moto2 kroon verower en was die wenner van die Baldor 24 uur uithou wedren. Hy het ook verskeie Suid-Afrikaanse nasionale kampioenskappe in sy sak gedruk voor hy na Europa toe vertrek het. Die Kanadese, Nederlandse en Singapoorse Grand Prix sal volgende seisoen vir die eerste keer Formule 1 blitsrenne aanbied as 3 van die 6 gasheerstede waarvoor dit deur die sport aangekondig is. Shanghai en Miami sal vir 'n derde agtereen volgende jaar as die snelren gasheer dien, terwyl die Britse Grand Prix op Silverstone laas in 2021 een aangebied het. Singapore se insluiting is 'n verrassing met die aandwedren wat min verbysteek geleenthede in die straatrenne bied. Die F1 blitsrenne het sedert 'n bekendstelling in 2021 aanhou groei wat impak en gewildheid betref.
Sowat 26.6 miljoen TV-kykers het gesien hoe McLaren se Lando Norris die blitsren in die Grand Prix in Miami wen, 18% meer as die syfer in 2024. Formule 1 betref volgende jaar 'n nuwe enjin-era met noemenswaardige regulasieveranderinge wat 'n las op spanne sal plaas. Die Australiese Grand Prix op 6 Maart is die eerste van die jaar se renne. Die Springboks krampskakel Morney van der Berg is as die leeuwse speler van die jaar aangewys en sy mede-Springbok, die Stit Asenate Ntlabakanye, as die leeuwse speler van die jaar. Ntlabakanye, wat 'n skorsing van 4 jaar aan die gesig staar vir die gebruik van verbode middels, is luidkeels toegejuig toe hy opgestap het om sy toekenning te ontvang. Agterspeler van die jaar was Jason Higo en junior speler van die jaar was Sim Piet gewees. Wade van die Kerk was naasbeste in sy uitdin van 20.19 sekondes. Die twee Suid-Afrikaners het gedoen wat nodig was, maar hulle tye was algehele onderskeidelik net die 11de en 16de vinnigste tye gewees. Zinay van der Walt se aanslag in die 400 meter hekkies het in die halfeindronde met 'n 7de plek en 'n tyd van 55.06 sekondes tot 'n einde gekom. Die Amerikaner en Olimpiese silwermedaljewenner Anna Kokkerol het in dieselfde wedloop in 53.28 seker gemaak sy sal sake om die eerste wêreldkroon kan uitspook. Die spiesgooier Dou Smith se beste afstand van 81.23 meter in die kwalifikasieringsronde was net genoeg vir die algehele 18de plek en hy sal gevolglik die eindrondes misloop. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkee for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 16-19, Polokwane 11-29, Lephalale 14-33, Mbombela 14-31, Mahikeng 10-31, Pretoria 11-30, Johannesburg 15-29, Ermelo 8-27, Galagadi 12-31, Gaborone 16-33, Richards Bay 15-31, Pietermaritzburg 10-25, Durban 14-25, Port St Johns 13-20, Pongola 17-31, Maputo 20-29, Bethlehem 6-23, Bloemfontein 6-24, Alawal Noord 7-23, Welkom 9-27, Vryburg 7-31, Kimberley 7-25, Appington 9-28, Prieska 10-27, Springbok 8-27, Karasburg 11-29, Keetmanshoop 14-31, Mariental 15-34, Alexanderbaai 11-18, Brandvlei 7-25, Loederitsbaai 13-27, Vredendal 8-25, Kaapstad 11-17, Sutherland 3-17, George 8-17, Jeffreys Bay 10-20, Caperra 9-21, Graaf-Reinet 4-20 in die middag, Kapogolas 9-17, De Aar 7-23, Molteno 4-20 in die middag, Beaufort Wes 7-22 in die middag, en laastens Oos-London 9 grade Celsius in die oggend, 21 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.40 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.59, 'n euro kos R20.60, die pond verhandel teen R23.73, die yen kos 13 sent, die prys van silwer is $41.47 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,366, palladium se prys is $1,156, die prys van goud is $3,655 per fyn ons, die prys van Brent olie per vat is $68.47 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: behandel ander mense soos jy behandel wil word. Respek word verdien, dit kom nie van self nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.